Op die rooi tapuit, ons heet welkom 'n baie blink atleet. Nou Daniel Groewe is een van ons land se blinkste jong sterre, om op 16-jarige ouderdom reeds teen die wêreld se bestes in die senior wêreldbeker finaal mee te ding en sulke uitslae te behaal is niks minder as fenomenaal nie. Sy vertoning in die laser run, 6ste vinnigste tyd van almal, I have to add, en sy 12de plek in die hindernisbaan, wys hy is 'n krag om mee rekening te hou, veral met die nuwe Olimpiese formaat. Ons heet welkom Daniel Groewe, hallo en welkom hier op die rooi tapuit. Ja, dankie dat ek hier kan wees. Wel, ek dink jy seker nou al so gewoond aan 'n rooi tapuit, nê? Nee? Ja. Daniel, jy is net 16 jaar oud en jy het pas teen die wêreld se elite atlete gekompeteer. Wat was die grootste wow oomblik vir jou tydens die wêreldbeker finaal in Budapest? Dit was toe die afkondiger my geroep het om na die skermplatform toe te gaan om aan die eerste item deel te neem. Daar het ek net besef dat ek nou in die hoogste vlak deelneem teen die wêreld se beste atlete en dat my droom om by die Olimpiese spele deel te neem nie net fantasie is nie. Baie beslis nie. Jy het die 6ste vinnigste laser run tyd aangeteken. Wat het deur jou kop gegaan toe jy daardie laaste ronde hardloop en besef jy's besig om die wêreld se bestes in te haal? Dit was baie opwindend vir my. Ek was natuurlik baie moeg want dit was omtrent 40 grade daarso. Dit is nou 'n baie groot hittegolf hierso. Maar ek was baie tevrede. Ek kon nie glo dat ek hierdie ou manne wat al kinders het en al nie. Dit was net 'n baie goeie gevoel. Ek kan dink, jy weet, jy's 'n gewone ouetjie wat kom van Hermanus af, platteland, niemand verwag dit nie. Ek dink jy het baie mense bietjie op hulle oë laat kyk, hoor. Ja, ek hoop so. Ek glo so. Nou die hindernisbaan is die nuwe baba in vyfkamp. Jy het 12de geëindig. Voel jy hierdie nuwe item pas jou natuurlike atletiese vermoë beter as die tradisionele perdespring? Ja, definitief. Om heel eerlik te wees, ek dink ek was so bietjie groot vir die perde. Maar vir my is die hindernis, dit maak jou 'n baie meer volkome atleet. Ja. Voor ons so 'n breek vat, wil ek wil net vir die mense wat nie weet wat is 'n vyfkamp nie, wil jy nie net gou vir ons luisteraars verduidelik wat doen jy in 'n vyfkamp? So, ons begin met 'n skerm en dan na dit sal ons die hindernisbaan doen. So is 2 atlete per resies, maar ons neem nie teen mekaar deel nie, ons neem teen die klok deel. En dan met elke item kry mens punte. So dan na die hindernisbaan is dit nou die 100 meter swem. En dan na dit, met hoe jy met daai vorige 3 items gedoen het, sal jy dan wegspring. Sekere hoeveelheid sekondes met die hoeveelheid punte jy agter nommer 1 is, so wegspring met die laser run. Sjoe, dit klink vir my baie taaf, hoor. Ja, na dag 3 van deelneem is dit maar, jy's maar moeg. Ek kan dink, dis die stem van Daniel Groewe, die atleet op 16-jarige ouderdom, ding hy reeds mee teen van die wêreld se bestes. Sy vertoning is uitmuntend en ons gesels met hom oor die afgelope kampioenskappe waarin hy deelgeneem het. Net hierna is ons terug, bly ingeskakel, jy's op jou gunsteling frekwensie. Wag gesnel, jy is ingeskakel op Radio Oeverberg 101.8 FM. Drive Time saam met my Maureen, elke Dinsdag van 4 tot 6. Wen dalk 'n prys, stuur die versoeking of luister net lekker saam. Elke Dinsdag Drive Time 4 tot 6. Daniel, welkom terug.
Nou, Hongarye is bekend as die Mekka van vyfkamp. Hoe verskil die oefenkultuur in Budapest van wat jy tuis in Suid-Afrika gewoond is? Eerstens, dit is baie meer gestruktureerd Mm. en hulle het baie goeie fasiliteite hierso. Ja. Tweedens, hulle afrigting is net vir vyfkamp bedoel O ja. en jy kan dit sien in die atlete, hulle Mm. is wêreldklas, baie wêreldkampioenskappe, baie Olimpiese Ja. wenners wat van Hongarye afkom. Maar en jy sien dit met die kinders wat hulle van kleins af ontwikkel Ja, om atlete te raak. Ja, dit laat my baie dink aan veral Rusland en China en ja, die gimnaste wat ook maar van klein tyd af gebrei word om die groot talent te word wat hulle dan eventually wel word. Ja, net so. Ja. Hoe lyk 'n tipiese dag vir jou tans? Ek kan dink, jy weet, jy het 5 verskillende sportsoorte om te balanseer en jy moet op 'n hoë vlak voorberei. Hoe lyk 'n dag in jou lewe? Gewoonlik vroeg in die oggend swem ons so tussen 'n uur en 'n half en dan net na dit hardloop ons omdat in die kompetisie hardloop en skiet jy net na jy geswem het. So dan doen ons dit dan so bietjie rustig en dan is dit gewoonlik 'n hindernisbaan wat baie hard op jou hande is, maar vir my is dit baie opwindend. Ja. En dan vir ander atlete is dit anders, maar ek persoonlik het dan 'n persoonlike les met die skermafrigter waar ons het 'n paar van die skills net heroefen en Ja. nog goed aanleer. En dan na dit sal ons 'n suiwer skietoefening doen. Ja. En dan gewoon huis toe en dan sit ek maar 'n paar ure in die akademie in. en dan laatmiddag is daar 'n groepskermsessie waar ons atlete net teen mekaar skerm. Ek wil jou vra of daar 'n spesifieke item is waaraan jy en jou afrigters ekstra hard skaaf voor julle Spanje toe vertrek. Is dit dan die skerm? Ja, definitief. Die skerm is maar my grootste issue, maar ek het hard daarin gewerk nou hier in Budapest en ek voel nou baie positief daaroor. Die hindernis is ook iets waarin ek baie moet hard werk omdat dit so nuut is. Baie van die ander atlete is ook nou besig om dit baie vingig te raak, so ek moet bybly met hulle. Kom ons gesels bietjie oor Madrid. Wat is jou spesifieke doelwitte vir Madrid? Mik jy vir die podium? Wel, as jy nie vir 'n podium mik nie, dan was die punt om daartoe te gaan. Maar ek wil net my bes te gee en myself toets teen hulle, maar ek sal verkieslik wil huis toe gaan met 'n medalje om my nek. Well said. Daniel, nou is vyfkamp 'n strawwe sport. Wat doen jy om te ontspan en jou kop skoon te kry as jy nie oefen of agter die boeke sit nie? Gewoonlik as ek nou terug by die huis in Hermanus is, sal ek gewoonlik strand toe gaan of ek sal bietjie net rondstap in die natuur of ek sal bietjie met my honde speel. So in Budapest praat ek lekker met my vriende oor die foon en smaak net rustig goed. Jy moet bietjie rustigheid tussenin ook hê, né? Ja, baie belangrik. Ek wil net voordat ek afsluit by jou hoor, hoe het jy betrokke geraak in hierdie sport? Wat het jou geïnteresseer daarvan? Ek was oorspronklik vanaf ek baie klein was ek 'n swemmer, maar ek wou nog altyd ek hardloop. Ek was altyd lief vir hardloop, maar ek het nooit as 'n sport gedoen nie. En toe kom ek by 'n hardloopafrigter af en toe sien ek dat 'n paar van sy atlete het nou die ontwikkelingssporte vir die vyfkamp, die biathlon, die triathlon gedoen. Ja. En dit het my baie geïnteresseer want dit ook skiet by gehad. En ek is 'n klein seentjie, hou baie van skiet. So toe het ek van dit begin doen
En toe het ons sportfederasie het toe 'n pentathlon kamp gehou Ja. en van daai dag af was ek Hooked. al die res is history. Ja, the rest is history. Toe is jy hooked. Ja, net so. Watter boodskap so ten slotte het jy vir ander 16-jariges in Suid-Afrika wat dalk droom van internasionale sport, maar nou dink dit is onmoontlik? Eerstens, daag net op vir oefening, al is dit aaklig en jy's nie lus nie. Ja. Daag net op, kry net jou ma om jou uit jou bed uit te kry. Daag net op. Tweedens, hou net aan, want wat ek al oor die jare sien, wat ek, wel die 1 of 2 jare wat ek al deelneem op hierdie vlak, het ek gesien is meeste van hierdie topatlete is net atlete wat net oor die jare net aangehou het. Al is daar groot hartbreeks, soos hulle kan nie 'n groot kompetisie klaarmaak of hulle kom heel laaste, hulle hou net aan en dit is wat jou 'n topatleet maak. Consistency is key, daarmee stem ek saam. Daniel Groewe, hy's op oomblik in Budapest, besig om voor te berei vir kampioenskappe in Spanje, in Madrid. Wanneer vertrek julle Spanje toe? Eers in Augustus. Wel, as jy oë uitvee, is jy daar, né? Ja. Daniel, baie dankie vir jou tyd. Ons wens vir jou alle sterkte vorentoe en ons gaan beslis 'n oogie op jou hou en na Spanje weer met jou opvang. Baie dankie, Maite. Lekker oefen en ek hoop jy rus lekker. Baie dankie. Dankie hoor. Bye. Bye.